Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met 'n reeks genaamd Jesus, Here van my lewe. En hierdie is episode 5 in die reeks. Jesus sal Here wees van jou hele lewe. Hy wil koning wees van alles in ons lewe, van elke besluit, van elke gedagte, van elke woord, van elke optrede. Maar is glad nie om ons te manipuleer soos 'n marionet nie. En ons jonger generasie mag dalk nou nie weet wat is 'n marionet nie. Maar is 'n pop wat aan 'n klomp touwtjies hang en hy kan slegs doen wat die persoon wat die touwtjies vashou hom laat doen. Vir die jonger mense, dis nou soos 'n fighter mannetjie in jou PlayStation game. Daai mannetjie kan net doen wat jy vir hom sê om te doen deur jou controller in jou hand. Maar is glad nie God se intensie met ons nie. Hy wil nie Here van jou lewe wees, sodat hy jou kan manipuleer en beheer nie. God is liefde, en hy wil uit liefde jy sê dat ek en jy sal vry wees. Totaal en al vry. Hy wil nie jou vryheid om te kan kies van jou wegvat nie. Maar dis juis in jou keuse van hom, wat jy totaal en al vry gaan wees. In Johannes 8 vers 31 sê Jesus vir die gelowiges om hom, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Hierdie is 'n massive uitnodiging na uitgesoekte lewenswyse om 'n disipel, 'n volgeling van Jesus te wees. Maar 'n disipel is nie net 'n volgeling op afstand nie. Dis nie soos wanneer jy iemand volg op Facebook of Instagram nie. Jy kan deesdae amper enige iemand daar follow, maar dit beteken glad nie dat jy hulle ken nie, of dat jy self saamstem met wat hulle sê nie. Mense volg randomly sommer enige persoon wat vir hulle interessant lyk. Maar om 'n volgeling van Jesus te wees, om gereken te word as sy disipel, is soveel meer as net 'n klik op jou foon. Jesus se intensie met disipelskap was om mense op te rig wat hom sal dupliseer. Jesus het self sy disipels gestuur om nie net die evangelie te versprei soos hy dit gedoen het nie, maar om ook siekes gesond te maak, selfs dooies op te wek, soos hy dit gedoen het. En net so terloops, daai model van dinge doen het nog glad nie in God se oë verander nie. Mense se opinies het dalk 'n ander indruk kom skep onder ons, maar God se woord oor disipel wees het nog glad nie verander nie. Maar hoe word jy so disipel? Hoe word jy toegerus om hom te dupliseer in woorde en in dade? Wel, Jesus het dit hier gesê, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disipels. Ons moet in sy woord bly. Ons moet nie net daar gaan kuier op 'n Sondagoggend in die kerk nie. Dis nie 'n kursus wat jy 5 jaar terug bygewoon het en nou is jy 'n disipel nie. Ons moet dag en nag, Maandag tot Sondag, in sy woord bly, dit lees, daaroor mediteer en dit doen. Dis die enigste manier volgens Jesus om 'n ware disipel te wees. Dis die enigste manier om hom te kan dupliseer. Bly in sy woord. Maar, dan is daar nou nog 'n voordeel, 'n added benefit as jy wil, wat jy sal kry as jy so in die woord bly. En dis waarby ek eintlik wil uitkom vandag. Vers 32 van Johannes 8 sê Jesus verder, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. As jy tyd in die woord spandeer, en jy mediteer daaroor, en jy gee die Heilige Gees geleentheid om met jou daaroor te gesels, en jy bring die woord na jou intieme tyd saam met Jesus, dan sê hy, sal jy die waarheid in die woord leer ken, en daai waarheid sal jou vrymaak. En daardie waarheid sal jou vrymaak. Jesus se hart is dat ek en jy sal vry wees. Ons vryheid is vir hom kardinaal. Daarom het hy soveel krag in sy woord ingebou, dat sy woord die krag en die mag het om ons te kan vrymaak. Maar dan sê Jesus ook in Johannes 6:63 dat sy woord gees is. En in 2 Korintiërs 3 vers 17 sê die woord, die Here is die gees. En waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Waar die gees van die Here is, daar is vryheid. As ons in sy woord bly, sal ons die waarheid leer ken, en as ons daai waarheid toepas in ons lewens, sal dit ons vrymaak. Maar nie net dit nie, met wedergeboorte het my en jou gees een geword met God se gees, en hy het met sy volheid in ons kom woon, en dan sê hierdie vers, waar God se gees is, en dan ook waar sy woord toegepas word, daar
is vryheid. Kan jy sien dat God het 'n begeerte om jou vry te sien? Hy wil hê ek en jy moet in totale vryheid leef. En in hom is daar vryheid. As hy sê hy wil Here van jou lewe wees, is dit nie om jou lewe te beheer of te manipuleer nie. Dis om jou te help om vry te wees. As hy sê verloon jouself, is dit nie om jou te stroop van jou identiteit nie. Dis juis 'n uitnodiging om in jou volle identiteit in hom te leef. Dis om jou te help om jou Genesis bloudruk uit te leef van wat dit is om in sy beeld en in sy gelykenis te leef. Adam het ons beroof van hierdie voorreg om in daardie bloudruk te leef. Toe hy gekies het om ongehoorsaam te wees aan God se een bevel wat hy hom gegee het om dit nie te doen nie, het Adam homself sy eie heer gemaak en gedoen wat hy wou doen. En van daardie dag af is elke mens in daardie natuur gebore, in daai tronk, as ek dit so kan stel, om sy eie wil en sy eie begeertes en eie drange te volg. Baie ver van die beeld en gelykenis van God. En net voor die ding, dit was dalk vryheid om jou eie ding te kan doen, sê Paulus in Kolossense 1 vers 13. Hy praat hier van God. God wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Geliefde, daar's net 2 koninkryke in hierdie lewe. Die mag van die duisternis en die koninkryk van Jesus. Almal wat nie wedergebore is nie, is onder die mag van die duisternis. Almal. Daar is nie 'n neutrale koninkryk nie, daar is nie 'n derde nie, daar's net hierdie 2. En onder die mag van die duisternis is daar verseker geen vryheid nie. Jy's onder sy mag, 0 vryheid. Jy bluf jouself as jy dink jy's vry sonder Jesus. Dis 'n illusie, dis 'n leuen. Maar Jesus het dit vir my en jou weer kom moontlik maak om vry te wees binne in sy koninkryk en om hier weer te kan leef soos hy ons geskep het, in sy beeld en in sy gelykenis. Dis waar daar werklik vryheid is, waar hy Here is van ons hele lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek wil U uitnooi om deur U Gees my hart te kom ondersoek en vir my te wys, wat is daar in my lewe, waar in my lewe, watter aspek in my lewe is U nog nie ten volle Here van my lewe nie. En help my om die guts te hê, om dit te bely en dit onder U beheer te bring, waar U kan Here wees oor alles van my lewe, sodat ek in totale vryheid kan leef. Ek wil in U bloudruk leef, ek wil doen, ek wil praat, ek wil dink, soos wat U doen, soos wat U dink, soos wat U praat. Dankie Here, dat U dit vir ons kom doen. In Jesus naam, amen. Geliefde van Jesus, as jy dalk in ons bediening wil betrokke raak, is jy so welkom om na ons website toe te gaan by injesus.co.za. Jy sal al die details daar kry oor ons bediening. Onthou net wat ons altyd sê, en ek bedoel dit uit my hart uit. Hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.